As ek nou kyk, Master of Arts, honneurs, bakaleurs, aardtreum en bedryfskommunikasie, allerhande interessante kwalifikasies. Leonie, hierdie is vir jou sekerlik 'n passie, dis deel van jou lewe, dit is jou belangstelling, dis waar jy vandaan kom. Ja, weet jy, ek het oorspronklik kommunikasiekunde gaan swat met sielkunde as 'n hoofvak. En so deur die verloop van my studies het ek agtergekom dat dit is maar eintlik die ding wat ek geniet. En toe het die deure net op die regte tyd oopgegaan en hier is ek nou. Sielkundige. Yes. Kom ons sê kundige van die siel. Jong, dis dalk nie heeltemal die regte beskrywing nie. Ek dink Afrikaanse woorde kan confusing wees. Maar dit gaan daaroor om 'n veilige omgewing vir iemand te gee om te kan bietjie ontdek, jy weet, om self beter te verstaan. Jy weet, terapie gaan nie oor raad gee en vir mense sê wat om te doen noodwendig nie. Dit gaan oor wanneer sekere goeders in 'n mens se lewe begin om jou funksionering te affekteer. So jy weet, jou bye, jou verhoudings, jou normale funksionering, dan is dit dalk 'n tyd om 'n bietjie te gesels oor goed soos angs en spanning, depressie, trauma, verlies, en net iemand te hê wat half jou 'n bietjie help buite die boksie dink en bietjie praktiese hanteringsvaardighede aanleer. Jy weet, hoe hanteer mense ding bietjie anders? Wat kan 'n mens doen prakties in jou lewe om sekere uitdagings beter te hanteer? Jy praat nou van so baie goed. Is dit soos om 'n dokter toe te gaan waar jy nou liggaamlike siekte het? Het jy hier 'n sielkundige siekte wat jou na 'n sielkundige toe vat? Dis nie te sê nie, ek dink dit is 'n moderne wanpersepsie. Ons hanteer ook geestesgesondheidssiektes, soos mense wat kliniese depressie het en regtig ernstige angsversteurings en so aan. Maar in my posisie as voorligtingsielkundige fokus ons eintlik baie op die gemiddelde persoon wat regtig deur lewensuitdagings gaan. So deur moeilike lewensfases gaan. Ons doen ook al daai geestessiektes, maar partykeer is dit net daai hit rock bottom en jy weet nie eintlik hoe om dit self te hanteer nie. Leonie, in jou ervaring in die breër gemeenskap, gebeur dit dat mense 'n kwaal het of 'n bietjie van 'n probleem, sielkundige probleem, hulle is nie eens daarvan bewus nie en hulle is ook nie bewus dat dit reggestel kan word nie? Dit is so, soos ek sê, ek dink in vandag se samelewing begin die hele konsep van geestesgesondheid baie meer bekend raak. Mense dink ek se persepsie was nog altyd dat ek moet regtig, soos hulle sal sê, mal wees of in 'n inrigting beland voordat ek 'n sielkundige hulp nodig het. So ja, dit is so. As daar vir jou striwelinge in die lewe is, as jy ongemaklik voel of jy's nie happy nie, kom ons druk dit so uit. Jy het nie geluk, lewensgeluk nie. Dan is dit mos 'n goeie ding om met 'n sielkundige net te gaan gesels. Ek stem saam, ja. Dit is nie noodwendig almal se manier van dinge hanteer nie wat ook okay is. Wat ek altyd vir mense sê die belangrike ding is wanneer hierdie ongelukkigheid of hierdie struggles jou begin, jou funksionering, jou dag-tot-dag funksionering en jou verhoudings negatief affekteer, is dit dalk 'n goeie teken om te gaan hulp inroep. En dan die terapie. Dit is nou wat julle dit noem, né? Ja. Die behandeling, as 'n ou dit so kan stel. Ja. Dis nou nie inspuitings en pille en daai klas van goed nie, dis eintlik maar net leiding. Ja, so die verskil tussen wat ek doen en mense verwar dit baie keer met 'n psigiater. So 'n psigiater is 'n mediese dokter wat gekwalifiseerd is om te spesialiseer in sielkundige behandeling en medikasie. As sielkundiges doen ons wat jy nou sê terapie, maar ons mag glad nie medikasie voorskryf nie. Dit het niks met daai goeders te doen nie. So ja, dis so waar wat jy sê. Dis bietjie leiding, tips en triks, bietjie net ek wil sê tools gee vir iemand om dinge beter te hanteer, ja. Is dit ek wil nou so ver gaan om te sê, moet die normale gewone ou wat in die straat loop, behoort hy nie so nou en dan net vir 'n check-up te gaan en bietjie te gaan gesels met 'n sielkundige nie? Jong, ek sou nie so sê nie. Ek dink dit is 'n ding wat as 'n mens in terapie ingaan, moet jy regtig wil daai willingness to change hê. Jy moet regtig iets wil tackle. Ons werk nie soos dokters, soos die mediese model om te sê nou het jy kopseer, kom ons kyk wat gaan aan nie. Ons kyk bietjie meer na die oorsprong van goeders. Maar dit is nie almal se manier van dinge hanteer nie. So ek sou nie sê dit is iets wat 'n mens moet as 'n reël doen, soos kon ons sê om 'n jaarlikse
opcheck te kry nie. 'n jaarlikse sielkundige opcheck is nie nodig nie. Nee, ek dink nie so nie. Ek dink jy weet mense kom na my toe met spesifieke as daar spesifieke uitdagings in hulle lewe is. Ja. Nou ja, toe, en dan natuurlik mediese fondse en al hierdie klas van goed is ook van toepassing in die sielkunde, né? Ja, ek is geregistreer met al die mediese fondse, so ons eis direk by die fonds vir ons pasiënte hierso. Ons eie sielkundige hier binne in Parys. Baie dankie Leonie Libbe. Dis 'n plesier.